Vanmorgen gaan ons afsluit met 'n gedeelte uit die Nuwe Testament, Handelinge hoofstuk 20. Paulus gaan na Macedonië en Griekeland toe. Handelinge hoofstuk 20 vanaf vers 1. Nadat die oproer bedaar het Paulus die gelowiges bymekaar geroep en hulle moed ingepraat. Daarna het hulle gegroet en na Macedonië toe vertrek. Op sy reis deur daardie gebiede het hy die gelowiges telkens met sy prediking bemoedig. Hy kom toe in Griekeland aan, waar hy 3 maande gebly het. Toe hy op die vertrek gestaan het Syrië toe, het hy van 'n Joodse komplot teen hom te hore gekom en besluit om deur Macedonië terug te gaan. Pyrrhus se seun Sopater van Berea het saam met Paulus gereis en ook Aristarchus en Secundus, albei van Thessalonika, Gaius van Derbe en Timotheus, as ook Tychicus en Trophimus, albei van die provinsie Asië. Hulle het vooruitgegaan en trouens vir ons gewag. Na die fees van die ongesuurde brode het ons van Filippe af met 'n skip vertrek en 5 dae later het hulle in Troas aangekom. Daar het ons 7 dae gebly. Paulus in Troas. Ons het op Sondag bymekaar gekom vir die gemeenskaplike maaltyd. Paulus het gelowiges toegespreek en aangesien hy die volgende dag sou vertrek, het hy tot middernag aangehou. Daar was heelwat lampe in die boventrek waar ons bymekaar was. 'n Jong man met die naam Eutychus het op die vensterbank gesit. Hoe langer Paulus gepraat het, hoe vaker het Eutychus geword. Hy het naderhand vas in die slaap geraak en uit die 3de verdieping tot op die grond geval. Wil hom optel, was hy dood. Paulus het ondertoe gegaan, om oor Eutychus uitgestrek en teen hom vasgedruk en gesê, moet julle nie ontstel nie, hy lewe. Paulus het weer boontoe gegaan, brood gebreek en geëet. Hy het nog lank met hulle gepraat tot dagbreek en daarna vertrek. Die mense het toe die seun lewend teruggebring huis toe. Hulle was buitengewoon bemoedig deur alles. Hierdie gedeelte dan, die eerste verse uit Handelinge hoofstuk 20 tot by vers 12. Eers lees ons dan dat Paulus vertrek na Macedonië en Griekeland toe. En dan as Paulus in Troas leer tot middernag en selfs later, lees ons van die man Eutychus wat van die 3de verdieping af in die slaap raak, op die 3de verdieping in die slaap raak en uit die venster val, dood neerval. Paulus oor hom uitstrek en dan weer lewe. Soos telkens in die geskiedenis van die kerk, aan die begin van die tyd, hoor ons dat daar wonderwerke, buitengewone wonderwerke gebeur het. En het baie gelowiges daardeur versterk is, of tot geloof gekom het. Die Here gebruik vandag nog maniere in die natuur of buite of in ons gewone lewe om ons bewus te maak van sy krag en sy almag. Om ook ander en onsself te bemoedig en tot geloof te bring. Mag elkeen van julle 'n instrument wees in die hand van die Here vir wie hy wil gebruik in sy koninkryk. En daarom bid ek dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle sal wees en bly tot in ewigheid. Amen.